En daarom vriende is die eerste waarheid waar ek vandag saam met jou wil kom praat oor wat is dit wat my en jou lofliedere vandag nog dieper betekenis gee, en dit is sing is 'n vorm van gemeenskaplike bemoediging. Ek sal jou 'n tydjie gee om neer te skryf, want ek weet dis lank. Sing is 'n vorm, jy kan net skryf ook, van bemoediging. Jy sien, sing vriende, sing gaan nie net oor 'n vertikale verhouding met die Here nie. Sing is meer daaroor, want ons het gesê ons moet onder mekaar sing. Dan gee ek vir julle die boodskap. Of die antwoord. Haai. Wees maar net soos, en sing onder mekaar, daar is hy. Psalms, lofgesange, dis wat die teksvers vir my en vir jou sê. So dit gaan nie net oor 'n vertikale verhouding met die Here nie, dit gaan ook oor 'n horisontale verhouding met die mense wat langs aan ons sit, wat vanoggend hier is. En sien, dit is nie net 'n passiewe aksie nie, jy kan nie net hier staan en niks doen nie. Hoe weet ek dit? Want die 53 vertaling sê dit ook baie mooi vir ons. Dit sê, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange. Spreek, en daardie woord spreek, vriende, in die Grieks is laleo. En laleo beteken eintlik maar net die volgende. Dit sê, weet jy wat? It is to utter a voice or emit a sound. It is to speak and to use the tongue or the faculty of speech to utter and articulate sound. So wat sê dit vir ons? Vriende, ek en jy moet woorde gebruik. As ek en jy by mekaar kom en ons moet sing, dan beteken dit, ek kan nie net hier staan en stil bly nie. Daar moet eintlik iets uit my mond uitkom. Daar moet 'n reaksie wees as ek en jy hier staan. En dis wat hierdie opdrag vir ons sê, dis wat die woord vir ons sê, vriende. Julle, en dan gebeur daar iets ongeloofliks. Daar gebeur iets ongeloofliks as ons dit doen. 1 Tessalonisense 5 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander een op. As ek en jy sing, dan gebruik die Here daardie sang en dit bou mekaar op in geloof. Hoekom? Want dan is dit vir my en jou moontlik om vanuit 'n plek van liefde en aanvaarding die Here te loof en prys en nie daarvoor nie. Dit is een van die 3 goed wat vir my en ons gemeente belangrik is. As jy graag op hierdie verhoog wil staan, en ons verwelkom enige iemand wat dit graag wil doen, maar as jy hier die Here se naam wil loof en prys, kan jy dit nie doen vir liefde en aanvaarding nie. Dis die verkeerde platform. Ons is hier om te sing vanuit 'n plek van liefde en aanvaarding. Hoekom? Want ons sing, vriende, met 'n dankbare hart. Hoekom? Oor dit wat die Here Jesus vir my en vir jou op die kruis kom doen het, vir sy liefde, vir sy genade, en waar hy vir my en vir jou soveel keer, as ons terugkyk op ons lewens, al deurgekom het. Dit is hoekom ons sing, vriende. En daarom kan ons getuig onder mekaar. En deur jou getuienis kan mense na die Here toe getrek word, en jy bemoedig hulle, want hulle gaan dalk op hierdie oomblik deur iets wat jy al deur was. Vriende, die Here gebruik ons sang. Die belangrikste instrument in hierdie kerk is nie Kenneth Woodward, wat elke Sondag hier staan, of meeste Sondag hier staan in die musieklyn nie. Dis nie Rupert wat hier staan, of Christo, of Corneille, of Karen, my vrou wat op die klavier sing nie, of Leandra, of enige van die ander mense wat hier bo die Here se naam loof en prys nie. Die belangrikste instrument in die kerk is wat? Julle. Ons. Die gemeente. Dit is die belangrikste stem, die belangrikste instrument. En 3 weke gelede het ek vir jou gesê, weet julle wat? Kolossense 3 vers 16 het ons mekaar gesê, hoe leer en vermaan ons mekaar? Wel, ons doen dit, want die boodskap van Christus moet in my en jou leef. As die woord van Christus in my en jou leef, dan is dit moontlik vir my en vir jou om mense in wysheid te kom vermaan. En toe sê ons vir mekaar, hoe doen ons dit? Hoe leer ons mekaar? Hoe vermaan ons mekaar? Wel, ons doen dit deur psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van die Here te sing. Vriende, aanbidding is 'n instrument julle wat God kom gebruik, en hy gee dit vir my en vir jou om mekaar te help, om mekaar te leer. Hy gee dit vir my en vir jou om mekaar te help, om te vermaan, maar ook om vir mekaar te bemoedig. En wanneer hy dit kom doen, vriende, dan kan ek en jy gebruik word. Dis die oomblik as die Gees binne in my en jou hart kom leef, kan hy my en jou gebruik om ander mense te bemoedig. En dan gebruik hy ons, soos Romeine 12 vers 1 sê, hy gebruik vir jou en vir my as 'n lewende offer, 'n heilige offer, wat aanneemlik is vir die Here. So vriende, wat baie belangrik is by hierdie punt is die volgende. God het sang ontwerp, om in beide rigtings, op na hom toe, maar ook na mekaar toe te beweeg.
Hy gee dit vir my en vir jou om ander mense te bemoedig, maar hier is die kruks. Dit gaan nie en begin nie met die klank nie. Dit begin nie by die klank nie, maar by die toestand van jou hart.